sien die orgel is in 1880 gebou. En ek is nou geen pianis nie, maar ons het veral een baie interessante muziekinstrument en dis 'n klafemonium. Nou van die mense, van die besoekers van die pelgrims wat hier kom sit het toe gesê, maar hulle ken nie die woord nie en dit is inderdaad 'n woord wat deur Chris Lamprecht en Dr. Gerrit Jordaan uitgedink is vir die instrument wat 'n kombinasie is tussen 'n klavier en 'n traporgel. In Engels 'n pianonium. En een van die besoekers het gesê hulle gaan dit laat registreer as 'n nuwe woord by die WAT. So ons hoop dit gaan gebeur of dit het dalk al gebeur, ons sal nou nie weet nie. So die klafemonium is baie uniek in die sin van dat ons weet nie van nog so 'n instrument nie. En die oomie wat vir ons so vertel van alles in die wêreld kon nie vir ons enige inligting daaroor gee nie. En dan is hier twee ander orgels, 'n klein harmoniumpie wat nou probeer ek dink wat is sy naam, nou het ek heeltemal vergeet. 'n Klavier wat totaal 100% ingestel is en dan 'n pragtige groot orgel wat hier staan met die mooiste klank. Nou die groot storie oor die orgel is ek het 'n vriend in die Voortrekkers wat sulke restaurasie doen en orgels restaureer en ek en my dogter wat toe nou een naweek toe ons sit in die dae nie besoekers op nie begin ons sommer die orgel uitmekaar uithaal. Jy weet met 'n skroewedraaier. En ons besluit toe ons sal so lank die ding uitmekaar uithaal. As iemand nou kom dan kan hulle net kom kyk na die binnewerke want ons weet eintlik niks van hoe stem mens nou 'n orgel in nie. En ek bel toe die vriend en hy sê maar hy sal die volgende week kom. Nou ons het die naweek met alles en almal wat ons hier gehad het, al die donasies in die kassie was R1200. Wat eintlik min is want dis omtrent die hele maand se inkomste. En hy was so halfpad deur die werk. Toe vra ek vir hom, Wim, nou wat gaan dit kos? Jy weet ek het nou nie eers vir jou gevra nie. Hoop en bid maar hy sê vir nie toe sê hy vir my hy werk teen R300 'n uur. Hy is toe al 4 ure besig. Maar ek het nie geweet hoeveel geld is daar in daai kassie nie en toe kom oopsluit. Toe is daar R1200 om vir hom te betaal vir die fooi. Nou interessant van die orgels is dat aan die agterkant van die klawers, van die note, staan het die orgelbouer sy naam geskryf en die datum waarop die orgel gebou is. En dan is hy veronderstel om elke 20 jaar gediens te word. Nou ons toe Wim nou oopmaak, toe kon ons nou sien die orgel is in 1880 gebou. Hy is in 1920 vir die eerste keer gediens toe eers weer in hy is 1880 toe 1920 toe 1960 en toe het ons hom in 2020. So sy dienstydperke was 40 jaar uitmekaar uit. Maar hy het die allermooiste klank. Nou ja, julle weet seker wie is Chris Lamprecht, hy is 'n geëerde vriend van die Tolhuis. Ons het een aand 'n spesiale funksie ook hier gehou waarop hy kom stories vertel het en hy het die Togliedjie geskryf. Die Togliedjie, 'n wonderlike liedjie wat vertel van hoe die ossewaans, en hy het vir ons sy storie vertel, hoe hy as kind, sy pa was 'n togreier, hier opgery het met die wa en hy agter die wa aangeloop het en hierdie liedjie in sy kop gekom het en hy het die Togliedjie geskryf wat gaan oor die trek, oor die berge. En nou ja, dit is vir ons 'n kosbare Afrikaanse lied wat deur 'n paar kore al opgeneem is, maar ongelukkig nou nie so bekend dat almal weet van die Togliedjie nie, maar ons wil baie graag nog om Chris wil sê, hy moet vir ons nog 'n paar liedjies skryf oor die Tolhuis en oor sy sentimente. Hy het natuurlik al hier kom speel op van die orgels, wat oor die Serafyntjie, dis die naam wat ek nou kon onthou nie, die klein orgeltjie daarvoor. Goed. So hy werk, ek kan nou ongelukkig nou nie op hom speel nie. Harmonika. So dit is ja, pragtig. Baie mooi gerestaureer. Ek bedoel van 2 stukke na hierdie blaasbalk heeltemal hier gerestaureer. Mens kan sien dis 'n baie ou
die Duitsers se Hauner musiekinstrument en hy het 'n pragtige klank. Mooiste basklank